vanoggend en ons het laasweek gepraat bietjie oor gebed en ek wil net so 'n paar dinge bylaas by die gebed. Nou, 1 of 2 dienste is by ver nie genoeg om in diepte oor gebed te praat nie. Maar ek bid dat die Heilige Gees regtig die naprediker sal wees en dat hy dinge vir jou sal oopbreek rondom dit. En soos ek sê, ek gaan net by so 'n paar gedagtes stil staan vanoggend. En ek begin dit te sê, vind jy jouself in moeilike gesprekke? Bid. Word jy versoek? Bid. Voel jy omstandighede, voel jy hoe jy ontmoedig raak partykeer en 'n moedeloosheid net oor jou begin spoel? Bid. Sien of lees jy iets wat jou hart regtig bedroef en wat jou omkrap? Bid. Julle kry dit. Het jy wysheid nodig? Bid. Het jy sopas met iemand gepraat wat dalk swaar kry en moeilike tye beleef? Bid. Bid. En onthou wanneer dit kom by gebed, moet asseblief nie, en laas Sondag gesê ook, moenie godsdienstig raak nie. Daar's weer, as ons die woordjie bid hoor in gebed, dan stof daar so 'n religious knoppie afgaan, en dan begin 'n mens godsdienstig raak, en ag, as vir my die ergste is, want 'n party mense as hulle bid ook, hulle praat met jou normaal, maar as hulle begin bid, dan trip hy switchie, dan verander die hele stem, die woordeskat verander. Ja, oké, ek gaan nou nie. My kinders het altyd vir my gesê, "Pa, hoekom praat daai oom so snaaks as hy bid?" Sê ek, nee, ek weet nie lekker nie, my seun. Maar, ag, julle weet, julle het dit al gehoor. En veral in party van ons charismatiese en Pinkster gemeentes en kringe, dan, as die oom begin bid, dan praat hy met jou en sê hy, Tim, hoe gaan dit? En as hy begin bid, oeh, Here! Ek weet nie, ja. Gebed is 'n gesprek, 'n tweegesprek tussen jy en die Here. Dis wanneer ons met hom praat. Dis wanneer hy met my en jou ook praat. En gebed, mense, is nie net wanneer ek in die oggend of in die aand of 'n sekere tyd. Dis belangrik, ons moet tye hê wat ons afsonder, wat ons gaan bid en regtig intree. Dis my tyd wat ek indruk by die Here vir sekere goeders. Maar my dag moet eintlik 'n gebed ook wees. My dag moet 'n gesprek met die Here wees. En dit gebeur wanneer ek en jy bewus is van hom wat in ons woon. Daai konstante bewustheid. Dink baie keer ons moet van ons liedjies verander, want baie keer skep die liedjies wat ons sing in ons aanbidding die indruk of die prentjie dat, weet wat, ek kom ontmoet hom hier. Hy bly nie hier nie, hy bly nie in die kerkgebou nie. Waar woon die Here? Waar woon hy? Hier. Sien, wanneer ek en jy hier instap, dan bring ons sy teenwoordigheid in hierdie plek in. Want hy kom saam met my en jou. En as ek en jy hier uitstap, as ons by daai deur uitloop en ons ry uit by die hek, dan het hy nie hier agter gebly nie. Hy gaan saam met jou. Hy gaan saam met my. So waar ek en jy instap by 'n plek, hy's saam met my daar binne. En as ek van daai perspektief kom begin besef, ek praat met hom vanuit 'n bewustheid van sy konstante teenwoordigheid in my lewe. En dan sê Efesiërs 6, en ek het net so 'n paar versies. Mense, daar's soveel skrifgedeeltes wat ons kan gaan uithaal oor gebed.
En in Efesiërs 6 vers 18 wat so na die wapenrusting gekom het, sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Selfs die wat jy ook nou 'n bietjie suur voor is, bid vir al die heiliges. The Amplified sê, pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God's consecrated people. Hy sê daar so, hy sê, with all manner of prayer and entreaty. Alle soorte gebed. Daar's nie iets wat jy wil uitsonder en sê, hoorie, as jy hierdie gebed bid, of as jy so bid, nee, dan kom die deurbrake. Nee. Dis soos verhouding. Verhouding met jou eggenoot, of met jou kinders. Partykeer dan dink jy, ja, jy vra jou vrou vir 'n ding, en op 'n mooi manier, en op 'n ander manier, en dan dink jy, nou het ek die resep gekry. Ja, as ek so vra, en as ek dit doen, dan gaan die dinge gebeur. En dan volgende keer kom jy met hierdie verwagting, en jy dink, jy moet hierdie chocolate of hierdie blommetjie, en jy kom met hierdie verwagting, dat sy gaan ja sê, en as jy gevra het, dan sê sy, wat soek jy nou? Ja, dis nie 'n resep met die Here nie. Dis hart wat hart ontmoet. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Daai woordjie volhard beteken in die Grieks, hulle sê, to persevere, not to faint. Ek hou aan, ek volhard in my gebed. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Die Engelse vertaling sê, pray without ceasing. Moenie ophou nie. Van die verklarings vir die bid sonder ophou in die Grieks sê hy, bid without intermission. In ander woorde, onthou jy, as jy partykeer gaan fliek het, lang terug, dan het hulle intermission gehad. Jy stop, wel hy sê, daar's nie intermission nie. Hy sê, pray without intermission. Incessantly. Met ander woorde, onophoudelik. Hy sê, without ceasing. En dan dink ek, ja maar, jy sien as ek godsdienstig daaroor dink, dan gaan ek dink, maar ja, hoe? Want ons dink as ons bid, moet ek my oë toemaak. Ek het al gesê, is goed as jy jou oë toemaak, baie keer. Want dan sny jy jouself af van ander dinge. Maar nie goed as jy ry en jy bestuur, en jy maak jou oë toe en bid nie. Ek wil dit nie aanraai nie, it's not a good call. So daar's partykeer kniel ons, partykeer lê ons voor die Here, partykeer sit ons, wat ook al. Maar ek is die heeltyd bewus van hom wat by my is en met my is. En is iets wat ek my moet oefen in, dat by jou werksituasie, dat jy bewus sal wees, hy's by jou by die werk. As jy in 'n vergadering sit, hy's by jou by die vergadering. As jy besig is met moeilike kliënte, hy's by jou daar. Ek kan met hom praat. Die wonderlike ding van te bid in jou taal en in tale te bid, jy kan met iemand praat, maar in jou gees is jy besig om in jou taal te bid. Dis gesprekke. Wanneer ek opleiding gee, dan soveel keer, terwyl die ouens besig is om terugvoer te gee of oefeninge, dan vra ek, Here, hoe kan ek vanoggend op 'n manier iemand bereik? Here, help dat terwyl ek klas gee of terwyl ek met hulle praat, dat hulle U sal beleef in my. Net voordat ek aangaan met die ander. Ja, baie keer selfs dinge wat jy nie eens uitspreek nie. Die Here hoor jou gedagtes. Nog voordat jy vra, weet hy al. Ek sit donderdagoggend vroeg
Die plek waar ek bly, bid ek oor die dag in die klas. My lekkerste om daar te sit op 'n stoepie, want as ons die bokke kom drink daar. Ek seker so 'n stukkie myself ook jammer gekry. Ek sê op 'n stadium, maar Here, daar net 'n kudu kom. Daar net, het maar net hier in my hart. Dan wil ek nie amper bely en erken en sê, Here, dat ek net weet, U is hier saam met my hier. Toe hardloop daar 3 roeibokke verby. En kyk, okay. 3 is amper seker 'n kudu. En ek pak op en ek maak klaar en ek vat my tas en ek sluit die kamer. En toe ek my tas vat en toe ek by die deur uitloop, staan daar een groot kudubil. Weet ek staan net daar en ek steek vas, die trane begin net loop en ek sê, Here, ver bo dit wat ek kan dink of vra. En wanneer jy godsdienstig geraak, dan begin jy jouself te dink, ja, my mens vra nie vir tekens nie, mense, dis al dan wat hy ken jou hart. Is 'n pa wat sy kind net wil kom bederf. Bid sonder ophou. Maar daar's iets wat ek wil deel vanoggend, wat vir my so kernbelangrik is. En ons het hierdie skrif al 'n paar keer behandel oor hierdie laaste paar weke, maar daar het net iets in my opgestaan toe ek oor hierdie gebed sit en dink die hele week. En hy sê daarso, is Efesiërs 5 vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ek wil weer sê, hy sê, staan op, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Jy sien die probleem wat ons het, die uitdaging is, jy weet nie wanneer jy slaap nie. Jy's nie bewus jy slaap nie, jy's bewus as jy wakker is, jy's bewus as jy vaak word, maar jy's nie bewus, jy slaap. Ek hoop dit maak sin. Ek het eenslag, het ek gery, en terwyl ek ry, toe begin ek in slaap raak. Toe die kar van die pad afgaan, toe skrik ek my simpel, en die Here se genade toe, bring ek die kar terug. Sien, wat gebeur is, die vyand sis ons aan die slaap. En hy wil by in jou kry op 'n plek wat ons onverskillig raak met ons wandel met die Here. Die Engelse vertaling sê hy, to sleep is to yield to sloth and sin. In ander woorde, ek begin so half geleidelik begin ek toegee aan dinge in my lewe. Ek begin te compromise. Ek begin goedjies toe te laat. Ek raak aan die slaap en dis asof ek myself begin oortuig dat, dit is okay, dis nie so erg nie. Maar wat jy nie besef is, jy is besig om in die slaap te raak. Hy sê, het beteken to be indifferent to one's salvation. So moet ek sê, daar kom amper 'n roekeloosheid, 'n onverskilligheid. En ek begin onverskillig te wees in my wandel. En ek begin aan die slaap te raak. En ek word so besig met, ons raak so besig met ons eie agendas, dat ons die Here begin te mis. En weet wat, en dit gebeur ook in ons gebede, en ons gesprekke, en ons tyd saam met die Here. Want hy sê, staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Sy lig sal oor jou skyn. Wanneer sy lig oor my skyn, lig beteken, hy bring orde. Hy bring begrip, hy bring verstaan. Hy bring rigting. Hy sê, en sy lig, Christus sal oor jou skyn.
Dan vers 15 sê hy, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En dan verder dan praat hy, moenie dronk word van wyn, want daarin is losbandigheid. Hy sê, maar word met die Gees vervul. Hy sê, pas dan op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie, maar as 'n wyse, die wysheid van die Here my deel sal wees. En dat ek sal verstaan wat sy wil is. Mense, die Here steek nie sy wil vir ons weg nie. Sy wil is duidelik, hy maak dit bekend aan ons. Maar dat ek en jy dit sal verstaan, begrip sal hê wat sy wil is. The Amplified say, look carefully then how you walk, live purposefully and worthily and accurately, not as unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. En as dit kom, wanneer ons bid, wanneer ons intree, wanneer hy sê bid vir al die heiliges, wanneer ons sê bid vir mekaar, hy sê wanneer ons volhard in gebed, verstaan wat die wil van die Here is. Wat is dinge wat hy sê? En as dit kom by gebed, daar's soveel dinge wat hy uitlig. Maar ek en jy moet soms stop. Ons lees altyd die nice gedeelte, maar ons ignoreer die aanmaning, die vermaning. Hy sê, verstaan wat die wil is. Jy sien, ek en jy raak aan die slaap, want hy sê, met Markus 11 vers 25, hy sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het. Sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Wanneer hy sê, verstaan wat die wil van die Here is. Begryp wat sy wil is. They say in the Amplified, understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Maar nou sê kwaad vir iemand. Ek is omgekrap met iemand. Ek het aanstoot geneem. Ek sit met hierdie gevoelens in my binnekant. En nou staan ek en bid. Jy sien wat gebeur is, soveel keer as ek en jy bid, luister bietjie mooi na wat uit jou mond uitkom. Want jy sien wat jy bid, en as jy praat met die Here, dit openbaar ook wat in jou hart aan die gang is. So as ek iets teen iemand het, hoe gaan dit nie dalk my gebed beïnvloed nie? Ek iets teen Fanie het, wat baie moeilik is, mens kry nie iets teen Fanie nie. Fanie is 'n nice ou. Maar nou het ek iets teen Fanie. Wat gaan ek teen Fanie bid? Bid ek vir hom of bid ek teen hom? Hy sê, verstaan wat die wil van die Here is. En ek glo die Here vat ons, hy wil hê, nou in hierdie tyd, dat ons regtig sal verstaan wat sy wil is, dat ek vanuit daai plek met hom sal praat. Dat my gebede sal oplyn met sy wil en wat hy van my verwag. En baie keer dan vra ons, Here, maar hoekom kry ek nie deurbraak nie? Ek bid vir hierdie saak. Maar daar's goed wat in die pad staan. En dit staan, want dit staan in die pad, dit staan tussen my en sy en hom. Dit staan tussen ons verhouding.
Jy sien, hy sê vergewe as jy iets teen iemand het. Hoekom? As ek sy wil verstaan, dan verstaan ek hoekom hy sê ek moet vergewe. Want jy sien, wanneer ek vergewe, dit gaan oor my heling. Dit gaan oor my genesing. Dit gaan oor my vrymaking. Dit gaan oor my vreugde, my vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Dit het 'n impak op my, geestelik, emosioneel, fisies. So hy sê, wanneer ek bid, vergewe. Want as ek sy wil verstaan, hy die beste vir my en vir jou in gedagte. En onthou, ons gaan nie nou oor vergifnis nie, maar wanneer dit gaan oor vergifnis begin by 'n keuse, dis 'n wilsbesluit. Nie 'n emosie nie. Die emosie volg die besluit, nie die besluit volg die emosie nie. Want as jy wag totdat jy voel jy wil iemand vergewe, sal jy graf toe gaan en nog nie vergewe nie. Dit begin by 'n keuse en onthou, vergifnis gaan oor jou genesing en vrymaking, nie die ander ou se gedrag nie. Die Here werk met die ander persoon, maar jy maak hy vry. Sien, ek en jy moet die belangrikheid daarvan leer om tyd net in sy teenwoordigheid deur te bring. Nie net om dinge van die Here te vra nie, maar eenvoudig net om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. By hom te sit, bewus van sy nabyheid. Want jy sien, wanneer die Here nie praat nie, praat hy ook. Die stilte praat. Sy teenwoordigheid praat. Daar's tye wat ek by my vrou se by Amanda sit. Ons is nie nodig om iets te sê nie. Nie nodig om te praat. Net die teenwoordigheid praat boekdele. Ek het 'n vriend, is ook in die bediening. Nog gaan kuier ek daar by hom in Heidelberg. Sy seun was ook daar, ons het 'n paar goed gedoen. Sy seun my gehelp met 'n klomp goed. Nou kuier ons. Nou braai ons wors. Nou braai sy seun, nou sit ek en ou Willem en kuier. Hulle sê mans het net 5000 woorde 'n dag wat hulle gebruik, dan is hulle woorde klaar. Willem het dink ek net 50 of 500. Nou sit ons, nou, wie dit raak nou ongemaak, ons sit daar, niemand praat nie, niemand sê ietsie nie. Ek is ongemaklik, maar Willem, hy is ontspanne, hy kuier lekker. En in 'n geval, gister dink ek, wat moet ek nou sê? Niks. Want ek praat altyd. En as ons daar wegry, dan sê Willem, Jesus, ons het lekker gekuier. Ek sê vir my WhatsApp, ek sê, ag, dankie vir die bel. Hy sê, Yuri, rara, Jesus, ek het so lekker gekuier. Ek sê, Jom, jy het nie eens gepraat nie. Ek en nou Joe, ons is allemaal so groep ouens. Ou Joe sê altyd, en toe het jy lekker gekuier met Willem. Ek sê, Willem sê, het was fantasties geweest. Hy lag, hy sê, het julle baie gepraat. Ek sê, jy weet moes. Jy sien daai teenwoordigheid by die Here. Ons hoef nie te praat nie. Want die Here geniet dit om met jou te kuier. Hy wil nie die hele tyd jou shoppinglys hê en jou krisisse en jou probleme. Hy wil jou teenwoordigheid. Hy wil saam met jou sit. Selwyn Hughes, 'n Walliese Christelike prediker, het gesê, en wat hy gebid het, en dan moet ons leer om te bid wat hy gebid het. Hy sê, o Here, leer my die belangrikheid daarvan om tyd met U deur te bring. Nie net om dinge van U te vra nie, maar eenvoudig net om in U teenwoordigheid te wees, U liefde te ervaar en die heerlike blydskap van net met U te wees te ondervind. Ek het nou in Engels gebid, is nou vertaal. Net die blydskap van met U te wees.
te ondervind. Jy sien, een van die goed wat gebeur wanneer ons bid, wat gebed doen is, gebed help my om bewus te word van onsigbare dinge. Die dinge wat ek nie sien nie. En die onsigbare dinge, die dinge wat ek nie sien nie, is eintlik nog 'n groter werklikheid as die dinge wat ek kan sien. En weet wat gebed doen? Gebed verander my en jou. Wanneer ek regtig ernstig in gebed is, gebed begin my en jou te verander. Veral wanneer ons bid oor 'n ding en ek volhard in die ding. Partykeer dan vra jy dalk vir die Here, ag net 'n voorbeeld te val. Jy soek 'n eikeboom, dan gee die Here vir jou 'n klein akkertjie. En dan plant jy die akker. Want jy sien, die proses, die journey is belangriker as net die boom te gee. Want daai proses van die akker wat groei totdat dit 'n groot akkerboom is, het my verander en dit het my voorberei vir dit wat die Here vir my gaan gee. Want as die Here sekere goed net vir ons gee, gaan ons dit nie kan hanteer nie. Jy sien dit, wanneer ek bid, dan begin ek te onderskei wat werklik belangrik is. Wat regtig op sy hart is. Dit skep ook in ons 'n bewustheid van sy konstante teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid in ons lewens, en dit skep 'n bewustheid dat ons moet steun op sy krag. Dat ons moet wandel en leef vanuit sy genade uit. Psalm 46 vers 1, dan sê hy, God is ons skuilplek en sterkte, 'n baie teenwoordige hulp in moeilikheid, sê een van die vertalings. Die Engelse vertaling sê, God is our refuge and strength, mighty and impenetrable to temptation, a very present and well-proved help in trouble. A very present help. Hy's daar, hy's teenwoordig, hy wil jou en my help. En dan kom dit. Nou as op net so 2 of 3 gedagtes, ek gaan nie te veel tyd so aan spandeer nie, maar Lukas 22 vers 40. Nadat hulle die laaste nagmaal gehou het, en Jesus vat sy disippels, en dan gaan na die tuin van Getsemane toe. Dis die aand wat hy gevange geneem is. En ons weet, toe Jesus daar gebid het, dat hy stryd, daai gebed, was so intens, dat hulle sê sy sweet het in bloeddruppels verander, en druppels het op die grond geval. Maar toe hulle kom in die tuin van Getsemane, dan lees jy Lukas 22 vers 40, hy sê, en toe hy op die plek kom, in Getsemane, sê hy vir hulle, vir sy disippels, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jy sien, ek en jy, hoekom is dit belangrik om te bid? Ons moet bid, sodat ons nie in versoeking kom nie. Matteus 26 vers 41 sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En Jesus het gaan bid, en toe hy terugkom, kry sy disippels, toe slaap hulle. En Lukas 22 sê, hulle het geslaap, as gevolg van droefheid. Jy sien, 'n droefheid, die Engels praat van grief. Daai emosionele toestand wat die disippels beleef, maak dat jy vaak word, jy wil slaap. Ek en jy loop met emosionele goeters, en dit maak ons vaak, dit maak ons dat ons slaap, ons raak geestelik ook afgepad. En weet wat, dan bid ons nie. Hy sê, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Ek dink baie keer, onthou, hy het Petrus gewaarsku, en vir Petrus gesê, vanaand, hierna, Petrus nou, weet, heel windie gebrek, Here, ek sal u nie drop nie. As hulle jou vang, dan gaan hulle my vang. As hulle, wat hulle doen, if they touch you, they touch me.
En Jesus sê vir hom, voor die haan gekraai het, gaan jy my 3 keer verloon. Dink ek wat sou gebeur het as Petrus daai aand regtig gebid het? Toe hy klaar gebid het, toe Judas daar kom met die soldate, toe pluk Petrus mos die swaard uit en hy klap en hy kap die hoëpriester se oor af, Malga se oor af. Sou hy dit gedoen het as hy dalk gebid het? Weet nie, daar's nie antwoorde nie. Wat sou hy dit gedoen het? Nou, ek wil jou uitdaag. Bid, sodat ek en jy nie in versoeking sal kom nie. Dan kom hy, Matteus 5 vers 43, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En dan sê hy, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Dat is 'n bietjie 'n mondvol. Hy sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sê bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Nie bid teen hulle nie, hy sê bid vir hulle. Sodat julle kinders van God kan word. Maar eintlik dink ek, hulle het die verkeerde woord, dis die verkeerde vertaling. Van die ander vertaling sê, sodat julle kinders kan wees. Wat sê die Here? Wanneer jy bid vir die ou wat jou beledig en die ou wat jou vervolg, wanneer jy vir hom bid, dan is jy besig om op te tree soos 'n kind van God. Dan is jy soos iemand wat die volle wapenrusting aan het en ten volle beklee is en jy's besig om op te tree soos 'n kind van die Here. En wanneer ek so bid, is dit 'n teken vir jou, 'n demonstrasie vir jouself en vir die hele wêreld daar buite en in besonder vir die hele geestelike realm. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose geeste in die lig. So wanneer ek bid vir die ou wat my vervolg en wanneer ek bid vir die ou wat my beledig, is dit in die geestesrealm. Sit die demone en hulle kyk en hulle sê, "Jesus, hoorie, koets, Etienne is 'n seun van God." Oppas, maar net is 'n dogter van God. Want jy's besig om jou identiteit uit te leef. Jy sien, hy sê verder, die Engelse vertaling sê hy, to show that you are children of your Father who is in heaven. Vers 46 sê hy, want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars ook nie so, doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaakt is. Jy sien, ek het net nou gesê, dit wat jy bid openbaar wat in jou hart aan die gang is. Verstaan wat sy wil is. Doen wat sy wil is. Hy sê, wees dan volmaak. Die Here het 'n opdrag gegee. Hy het gesê, bid vir die ouens wat jou te nakom. Nou doen dit, bid vir hulle. So that you will show you are sons and daughters of God. Jou identiteit as kind van God word duidelik sigbaar wanneer jy dit bid.
Daar's 'n paar gaan goed wat ek wou eintlik daar gedeel het, maar ons het nie nou tyd nie. Jy sien, wanneer ek so bid, is daar 'n stuk volmaaktheid in die Here wat na vore kom en gedemonstreer word. I'm being molded into the image of God, sê Romeine 8. Weet wat? I'm inwardly sharing his likeness. Ek's besig om op te tree soos wat hy sou optree. En een van die grootste en die mooiste demonstrasies daarvan vir my is kyk hoe Stefanus opgetree. Hulle het Stefanus gegryp want hy getuig, hy vra vir die Here, hy staan uit vir die Here en hulle gryp hom en Saulus wat Paulus geword het, is die ou wat die Christene vervolg en hulle gryp vir Saulus en hulle wil hom met stene doodgooi. En dan lees jy Handelinge, gaan lees daai hele verhaal, die hele Handelinge 7, hy sê, maar hy Stefanus was vol van die Heilige Gees. Sy moenie dronk word van wyn nie, dan is ons handig, hy sê, maar word vervul met die Gees. Be constantly filled with the Holy Spirit, is wat hy eintlik sê daar. Word voortdurend, aanhoudend gevul met die Heilige Gees. En Stefanus vol van die Heilige Gees. Jy sien, gebed skep 'n bewustheid van die Here wat naby my is, van hom wat by my is. Ek sien dinge, ek sien die onsigbare. En dan lees jy wat sê hy Stefanus. Stefanus was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Hy sien die onsienlike. En weet wat, ons lees elke keer en Jesus het opgestaan uit die dood en hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. En ons lees plekke, hy sê en hy sit aan die regterhand van God die Vader. Maar Stefanus gaan hulle nou doodgooi met klippe, omdat hy vir die Here staan en die Here liefhet. En hy sê en hy sien, Jesus staan. Ek weet nie my interpretasie. Jesus sit langs sy Vader, maar toe hy sien, hierdie liefde en die oorgawe van Stefanus, staan hy. Dan lees jy vers 59, en laat Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep, en sê, Here, ontvang my gees. Terwyl hy sê bid vir die wat jou beledig en jou vervolg. Terwyl hulle hom vervolg met die uiterste vervolging. 'n martelaarsdood. Hulle gooi hom met klippe en hy bid vir hulle. En hy sê, het die Here en terwyl Stefanus stenig, het hy die Here aangeroep en gesê, Here Jesus, ontvang my gees, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met daai woorde het hy sy asem uitgeblaas en hy is dood. Die impak van daardie gebed van Stefanus. Onthou Saulus staan daar. Al die ouens wat klippe gooi, hy het hulle kleed, hulle boklede, hy het hulle baadjies gevat en dit by sy voete kom neergooi. Hy's die ou wat dit geïnisieer het. Hy's die ou wat hierdie ding gedryf het. En hier staan Saulus wat die Christene vervolg. En hy hoor Stefanus se gebed. Hoe groot impak het dit nie gehad toe Saulus op die Damaskuspad 'n ontmoeting met die Here het nie. Verstaan wat die wil van die Here is. Ons is soveel keer besig met gevegte en 'n worstelstryd binne in ons en ons is besig om ons tyd en emosies en energie te mors op stoeigevegte en met mense te worstel en dinge te worstel wat ek oor geen invloed het nie. En ek mors my tyd met hierdie gevegte wat ek met mense het. En hy sê, let it go.
Die ou wat jou vervolg en beledig, seën hom, bid vir hom. Jy sien, wanneer jy iemand seën, sê jy, mag jy jou knie buig voor God, mag jy gelukkig wees en mag jy voorspoedig wees. En laaste voorbeeld, soos ek sê, daar is nog baie goed wat ek wou gedeel het. Ek wil 'n laaste enetjie. En dit is so belangrik hierdie. Die vurige gebed van die regverdigheid groot krag. Mense, moenie die krag van jou gebed onderskat nie. Ek wil weer sê, moenie die krag van jou gebed onderskat nie. En veral, moenie die korporatiewe gebed, wanneer mense saam bid, wat hy gesê het, Paulus, ons eerste versie, bid vir al die heiliges, wanneer ons saamkom, daai korporatiewe gebed het 'n geweldige impak. Gaan lees, Handelinge 12, vers 5, vanaf vers 5. Petrus is in die gevangenis, hy is gevangen geneem. En dan lees jy daar, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Hy sê, bid met volharding, don't stop, never cease praying. Die gemeente bid vir Petrus, waar hy in die tronk lê. En gaan lees die hele storie. Nou sê hulle, en toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur, het die gevangenes bewaar. En die gemeente bid, en dan lees jy, en met een staan daar 'n engel by Petrus. En die engel sê, hey, John, word wakker. Wake up. En toe hy wakker word, val die kettinge af. Die tronkdeure gaan oop. En hy sê, kom, ons moet loop, maak gou. Ons gaan. Petrus dink, hy is besig om, hy droom nou, hy sien visioene, hy weet nie wat aan die gang nie. Iets was in die tee wat hulle vir my gegee het. Hy beleef hierdie goeders. En die engel sê vir hom, omgord jou, trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen, en verder vir hom gesê, gooi jou bokkleed om en volg my. En hy het uitgegaan om gevolg. En hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Hy kan nie weerbaar wees nie. Die impak van die mense wat saam bid, die gebed van die regverdiges het groot krag. Verstaan wat die wil van die Here is. En bid in lyn met sy wil. En toe kom Petrus daar waar die gemeente besig is om te bid, en hy klop aan die deur. Nou die deure is toegesluit, want hulle is bang, want hulle word vervolg, die Christene. En die diensmeisie gaan, en Petrus klop, wie's daar? Hy sê, nee, is Petrus. Sy sê, nou hy, sy gaan terug, sy sê vir hulle, Petrus klop aan die deur, hulle sê, man, jy droom, man. Sy sê, nee, dit is Petrus. En Petrus hou aan klop by die deur. Naderhand sê hulle, nee, dis seker Petrus se engel. Anything, maar dit kan nie wees nie. Naderhand maak hulle die deur oop en hulle staan verbaas. En jy sien, ek en jy, ons staan soveel keer verbaas, want ons bid 'n ding, maar het ons dit verwag? Het ons verwag dat daar iets gaan gebeur? Bid met 'n verwagting. Hulle het hom gesien, sê hy, en hulle was verbaas. Jy sien, Efesiërs 3 vers 20, en ek sluit daarmee. Aan hom wat deur sy krag, wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Ek dink nie, hulle het gebid, Here stuur 'n engel en bevry hom nie. Ek weet nie wat het hulle gebid nie. Maar hy doen meer as wat ek en jy kan dink of bid. Ek wil jou uitdaag. Spandeer tyd met die Here, sit in sy teenwoordigheid, maar tel sy hart op. Kom in lyn, live purposefully, accurately, worthily. Met wysheid, verstaan wat sy wil is, en belyn jou gebed en jou gesprekke, belyn dit met sy wil. En kom in lyn met hom. As jy maar ons vir mekaar bid, dan lees jy in Job
42 vers 10, en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder en tot verdubbel soveel as wat hy voorheen gehad het. Wanneer? Toe hy vir sy vriende bid. Hou op vir jouself goeders bid. Begin vir jou vriende te bid. Daar gaan jou deurbraak kom. Bid sonder ophou. Vader, dankie. Here, dankie dat ons met vrymoedigheid die genade troon kan nader. Dankie vir die lewende weg wat U vir ons gebaan het, deur die voorhangsel heen. En Here, dat ons self vandag in ons Vader se teenwoordigheid kan kom. Heilige Gees, help ons om die tyd uit te koop om by Vader se voete te gaan sit. Lei ons om anders te bid. Werk in ons en deur ons, bid ek vanoggend in Jesus naam. En ek bid, Heilige Gees, dat hy die naprediker van hierdie woord sal wees. Kom breek dinge vir ons oop. Here, wanneer ons die woord leer en dit praat oor gebed, Here, dat ons met ander oë sal sien, met ander oë sal lees. Here, dat U die oë van ons verstand sal open, dat ons regtig U sal ken. Dat U vir ons wysheid en insig sal gee. Kom leer ons, kom lei ons. En dat ons die tyd sal uitkoop om met U te spandeer. Tyd sal uitkoop deur ons besige dae. Sommige net daar waar ek sit voor die rekenaar en werk. Daar waar ek besig is om in 'n werkswinkel te werk. Daar waar ek besig is by 'n bouery. Maak nie saak waar ek is, daar waar ek in die kar ry, dat ons tye sal uitkoop. Oomblikke wat ons net met U bewus sal wees dat U is by my. U is met my. En Here, dat ons die kudu wat U net stuur sal sien. Die bederfgoedjies sal sien. En ek bid dit in Jesus naam vanoggend. En ek dank U daarvoor. Amen en amen.